Kolossense 2 vers 20 tot 23. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellinge van mense. Hierdie leerstellinge het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Paulus skryf vir ons in Kolossense 2 hier van vers 20 af die verskil wat daar is tussen 'n verhouding met God hê en godsdienstig wees. En miskien het jy groot geword as 'n godsdienstige persoon, in 'n godsdienstige huis waar jy kerk toe gegaan het, waar jy gebid het. Maar dit het alles gegaan om wetties godsdienstige reëls na te kom, nie om God te dien en hom te behaag en sy wil te soek nie. Want dit is die verskil. God wil 'n verhouding met jou hê. God stel nie daarin belang dat jy 'n lys mensgemaakte reëls gehoorsaam nie. En ons mense is so vinnig om dit te doen. Die Fariseërs het dit gedoen. Hulle het oor die 600 reëls gehad en wette gehad van wat mense mag en nie mag doen nie, om God te behaag. Want ons as mense wil so dikwels weet, mag ek dit doen, mag ek dit doen, mag ek dit doen, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, en dan stiek ons dit af en dan sê ons, wauw, ons is goeie mense. Ons is goeie Christene. Maar dis nie waarin God belangstel nie. God stel in ons harte belang. God stel in ons lewens belang, want hy wil 'n verhouding met ons hê. Daarom sê Paulus, ons is dood vir wettiese godsdienstige reëls. Ons hoef ons nie meer daarin te hou nie. Ons lewe nou vir Christus. Want hierdie wettiese reëls, hierdie mensgemaakte reëls van dit mag jy doen en dit mag jy nie doen nie, dit het wel 'n skyn van wysheid. Dis 'n selfgemaakte godsdiens. Maar dit het geen waarde vir die beteeling van jou sondige drifte nie. Daar's net een manier waarop sonde in jou lewe finaal oorwin kan word. En dit is deur geloof in Jesus Christus. Dis deur in 'n verhouding met Jesus Christus te leef. Gee daarom oor vandag. Los al die reëls en die wette en die dingetjies. En hou op vra, mag ek dit doen, mag ek nie dit doen nie. En soek net die Here Jesus. Soek na hom. Hy sal vir jou wys. Hy sal vir jou leer wat sy wil vir jou lewe is. Here, ek wil nie langer godsdiens bedryf nie. Ek wil net in 'n verhouding met U leef. Ek wil vir U lief wees met my hele hart vandag, met my hele siel en met al my krag. Dankie Here dat U dit moontlik gemaak het, dat ek in 'n verhouding met U kan staan, dat ek met U kan praat, dat ek nou met U kan praat, dat ek my hart teenoor U kan uitstort, dat ek kan weet, so seker as wat die son opgekom het vandag, so seker kan weet, U hoor my, U luister na my, U beantwoord my gebede, en U is lief vir my. Lei my deur hierdie dag, stap saam met my, as my vriend. Amen.